ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 377. Ek is professor Hans Redinghuis van die Eerste Gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou u enige van my boeke nodig het? Ek dink spesifiek aan die boek Die Mens, Siel, Gees en Liggaam, Graf, Doodryk, Hel of Hemel. Daar's 8 verskillende benamings of hoofopskrifte, en dis elkeen van daardie gedeeltes word bespreek in die boek. Dit is uiters noodsaaklik vir iemand wat 'n geliefde aan die dood afgegee het, vir hulle wat agtergebly het, om hulle te help deur die aanvaarding en deur die verwerking van die dood. En daar's 'n paar baie ander interessante onderwerpe in daai boek. Ek het so 13 jaar aan daai boek gewerk, so aan en af, navorsing en dit wat gepaard gaan. So sou jy belangstel, kan jy my kontak by my WhatsApp nommer 0722 367-124 of gaan na my webtuiste https://yafashua.co.za, soos wat jy bo kan sien, né? As dit nou die eerste keer is dat u na die reeks kyk of luister, u is verskriklik welkom. Gaan na deel 1, begin reg voor. Dis uiters noodsaaklik dat u op die YouTube inteken, die Engelsman sê subscribe, sodat u al die kennisgewings van die studies en ook ons TikTok boodskappe kan kry maandag tot Vrydag. Stuur die kontak vir die vriende en kennisse. Hierdie reeks gaan lewensveranderend wees. Maak seker dat jy 'n skryfblokpen en ten minste 33 Bybel byderhand het. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, ons kom vanmôre om vir u verskriklik dankie, baie danklik te sê vir die wonderlikheid wat ons kan hê vanmôre om saam te wees as u kinders, as die bruid van Yafashua, as volbloed Jafiste. Dankie vir elke een reg oor die wêreld. Baie dankie Vader dat u elke dag besig is om nuwe Jafiste te roep by die naam en mense hulle tot die bonatuurlike woord bekeer en doen wat die woord daarna verwag. Seën vanoggend se woord in ons midde en laat u in en deur die woord verheerlik word. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Yafashua en die Jafiste sê halleluja, halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Wat 'n voorreg. Dis elke oggend so wonderlike voorreg om saam te wees. Vertrou dat hierdie studie vir u 'n groot seën gaan wees vanmôre. Nou, voor ons begin met die boek Spreuke, dan wil ek net 'n regstelling maak hierso. Nou, my een vriend, ou broer Wynand Bosch, hier van Montana, ons kom baie jare saam nou, en suster Estel, hy stuur toe my 'n WhatsApp, hy sê, Prof, jy het 'n wind gesluk, jy het nie gedoen wat jy sê jy doen, wat ons verstel is om te doen nie. Nou, wat sal dit wees? Wel, ek gaan moet kyk of u dit raak gelees het. Kom, ek gaan die skrif lees, dit was so gister of eergister se skrifgedeelte. Hy sê Prediker 12 vers 5. Mag jy jou Bybel daar oop, Prediker 12 vers 5. Ek wil jy moet dit saam lees, kyk of u dit kan optel. Ook sal hy bang wees vir 'n hoogte, en verskriklike dinge sal op sy pad wees, dis natuurlik die ou man en vrou, en die amandelboom sal in bloei staan, en die sprinkaan sal homself met moeite voorsleep, en die parskruid nutteloos wees, want die mens gaan na sy ewige huis, en die rouklaar sal op die straat rondgaan. Nou ek sê parskruid, daai kapperkruid, het ek gesê is 'n kruid of 'n houer, en ek het dan so gemaak na my liggaam, wat 'n houer is. Dis nie wat dit is nie. As ons werklik die letter lees, so ons gesê, dit sê kapperkruid, K-R-U-I-D, kapperkruid. Hy sê nie kruid nie, soos in 'n houer nie, want net daarna dan praat hy van die goue kruid, wat dan 'n houer is, wat die lewensolie hou, dis my lewe. Nou wat is die kapperkruid dan? Eintlik is baie maklik, hoe spel jy onkruid? Onkruid met 'n K-R-U-I-D, onkruid.
So wat is dit? Dis iets anderster as 'n houer. Dit is, en die sin is omdat ek nie die letter gelees het nie. Ek het die woord gelees. En weet jy wat? Ek doen die fout al vir 40 jaar. Vir ten minste 40 jaar. Ek is baie lief om die skrif te gebruik by begrafnisse. So, sonder dat 'n ou dit agtergekom het, praat jy van die kapperkruit en jy dink dis 'n houer. Dit is, soos broer Wynand sê, dit was 'n tipe van 'n geneesmiddel wat gebruik was in daai tyd, soos een of ander bossie of medisyne. En as hy eers oud geword het, as hy droog geword het, as hy krag verloor het, dan is hy nutteloos. So hy word nutteloos deurdat hy verhard en droog word, en dan kan jy hom nie meer gebruik nie. So hier leer ons nou vanmôre iets anderster, om net weer, dit wat ek al die tyd preek, ons moenie eers die sin of die versie, ons moenie eers die woord, ons moet die letter lees. Alright, want die letter maak 'n verskil. Daar het ons nou 'n maklike een, en hier word die prof nou gevang met een van hulle. Maar soos ek sê, we're not perfect yet. We're striving towards perfection. Ons is nog nie perfek nie, maar wanneer ons hier uitlewe, gaan ons by Jaffa inlewe. Nou, broer Wynand is baie opletsaam vir die tipe goed kort, dan sê prof, dit is so of dit is so, as 'n ou iets sê, en dit is baie goed, want dan kan die mense dit regstel, en ek loof Jaffa dan ook daarvoor. En so, en dan moet ek dit daarby sê, so Suster Estelle, ekskuus tog, Suster Elise, daar in Montana, Aftreeoord, het sy my tereggewys, ook so 2 weke gelede, en dit is skoon met my uitgewaai, dat ek dit ook net genoem het, maar ek kan dit nou noem hierso, terwyl ek besig met die regstelling. So Suster Elise, het sy toe vir my gesê, prof, jy praat altyd van die geloof. Die geloof is 'n vaste vertroue, volgens 1 Korintiërs 15. Dis nie 1 Korintiërs 15 nie, dis Hebreërs hoofstuk 7, wat sê, die geloof is 'n vaste vertroue in die dinge wat ons nie sien nie. So maklik kan 'n mens uit gewoonheid 'n ding sê, en so sy het my gesê, prof, dit is, en sy was bietjie versigtig om my reg te help. Sy sê, want daar's nuwe mense wat na dit luister, en dan maak 'n mens nog steeds 'n fout, né? So dit gaan oor die koninkryk. Ek sê ons is, we're not perfect yet. Ek sê altyd 'n perd struikel oor 4 pote, 4 bene, en dan kan 'n ou seker 'n foutjie maak. Ja, maar in die mooiheid, in die gesindheid van Jaffa, enige tyd, en ons eer Jaffa vir sy grootheid. Weet jy wat, en daardeur bou ons ook die koninkryk van Vader Jaffa, halleluja, en Jaffa. Nou goed, nou verstaan ons dat die kapperkruid is 'n medisyne in die Bybelse tyd gewees. Amper iets soos onkruid, né, as ek dit so kan stel. Goed, ons kyk na Spreuke, ons is nou klaar met Prediker, ons het klaar gemaak, waar hy sê, alles te vergeef, sê die Prediker, dis alles te vergeef. Nou is ons terug by Spreuke 20, ons het by Spreuke 20 vers 29, het ons geswaai oor na, dink aan jou skepper en daar van jou jonkheid, en daar by Spreuke 20 vers 29, daar en die skrifte voor het hy gepraat van die ouderdom, die wit hare en die kennis van die mens. En dis hoekom ek het toe geswaai het na Prediker 12 vers 1 toe. Het ons loof Jaffa daarvoor. Wel gaan ons terug na Spreuke 20 vers 30, en dis net een versie, dan is dit Spreuke 20 klaar. En dan is ons oorgaan na Spreuke 21. Dis hier lekker van Bybelstudie, jy weet. Ons kan leer en geleer word. Hy sê in Spreuke 20 vers 30, bloedige woorde suiwer, bloedige wonde suiwer die kwaad uit. Nou my ouma het altyd gesê, snaaks hoe die ou mense die goed geglo het wat in die Bybel staan. Sy het gesê, wanneer jy jou met 'n plaat of 'n ding gesny het, daai wond moet bloei.
Daai wond moet uitbloei. En hy moet skoon gemaak word, en as jy kan, met soutwater. Hoekom? Want sout preserveer. En dit verhoed ook klem in die kaak. So die ou mense het die skrif geken en hulle het goed gedoen. Nou hier staan nou niks van jy moet met soutwater skoonmaak nie, maar soos ons weet, sout preserveer vleis. Dis waar biltong vandaan kom, né? Die sout hou die biltong om nie vrot te word nie. Bloedige wonde suiwer die kwaad uit. So wanneer daar 'n sny is, dan moet hy bloei. Dis goed dat hy bietjie bloei en skoonmaak en bloei en bietjie skoonmaak, tot hy dan ophou, dat jy hom kan toemaak, dat hy ophou bloei, bietjie druk op sit, en dat hy ophou bloei. Maar koning Salomo sê, nee, bloedige wonde suiwer die kwaad uit. Nou is dit nie wonderlik as ons sien, en hy het nie van dit geweet nie, hoe dat die bloed van Jafashua die kwaad gesuiwer het nie. Halleluja! Hoe hy aan die kruis vol bloed gesterf het vir ons om te kan lewe. Die kwaad, die sonde, het hy deur sy bloed aan die kruis vir ons kom bewerkstellig, dat daar redding kan wees. Loof die naam van Jafashua. Kyk hoe wonderlik is dit. Daarom sê die woord, toe hy gesterf het, het hulle met die spies gesteek, die soldate, en daar het water en bloed uitgekom. Water, so hy was 'n mens gewees. Hy het nie as 'n gees gesterf nie, dis wat dit ook bewys, dat hy totaal en al mens was toe hy gesterf het. Daai regterarm wat hy ontvang het van Vader, Jesaja 53, wie is die arm van Jahwe geopenbaar, jy ken al die skrif, en daar waar die ruach uitgestort word, die waters, wanneer hy geonderdompel word, net die regterarm of die regterhand stem in die hemel sê, dit is my geliefde seun en wie ek welbaar, die arm in hom ingegooi word, sal ek nou dit so stel, en hy ontvang dit word aan hom gegee, wanneer die rook op hom neerdaar, soos 'n duif, was nie 'n duif nie, en dan, hy kon nie met daai ruach sterf nie. Hy kon nie met daai ruach sterf nie. Ek kan onthou as jong seun, hoeveel keer my pa met pastoor en predikante gesit het, en dan vir hulle gevra, maar hoe kon hy dan gesterf het? Hy was aan God, daai tyd het hulle by die 33 ons gepraat van God en Christus en Here. Dan sê my pa, maar hy is aan God, hy het dan die arm ontvang van God die Vader, Jahwe ons Almagtige. En dan sit daar ons met hulle monde vol tande. Dan sê my pa so maklik, voor hy sterwe, dan sê hy, Vader, in u hande lê ek my gees. Dit wat hy dan ontvang het, gee hy terug aan die Vader. Halleluja. Daai ruach wat hy kon nie met dit sterf nie. Hy kon nie met dit sterf nie. Maar onthou, dis iets anderster as wat ons het. Wanneer hy die ruach op hom neerdal soos 'n duif, is dit 'n ander soort ruach as wat ons is, want dit is die regterhand se krag wat in hom is. Verstaan ons dit? En ons het weer dit ontvang, toe Vader in Adam geblaas het, die asem van die lewe, Genesis 2 vers 7, waar hy Adam gemaak het in die stof van die aarde, en sy neus die asem van die lewe geblaas het, die ruach asem, en daarom word elke kind reeds met die ruach of die Heilige Gees gebore. 'n kind kan nie sterf, 'n kind wat sterf kan nie hel toe gaan nie, hy gaan onmiddellik, of sy, vanaand babietjies en kleintjies, hulle het nog nooit gesondig nie, hulle het die ruach of die asem reeds van Jahwe in hulle. Nou sê die woord hierso, bloedige wonde suiwer die kwaad uit. So deur middel van die kruis van Jafashua het hy die sonde totaal en al uitgeklaar. Die woord sê hy het die Satan uitgeklaar met 'n klein s. Jy skryf nie Satan met 'n hoof S, letter S nie. Satan met 'n klein s. En dit gebeur na baie jare wat ek my boeke geskryf het, soos uit die gewoonheid van die Bybel staan die naam Satan met 'n hoofletter. En toe ek eendag besig is met Bybelstudie, ek kan nie onthou wat en met navorsing, toe skielik toe sê die ruach vir my, maar jy kan mos nie die Satan se naam met 'n hoofletter S skryf nie. Hoekom? Want jy gee eer aan hom. Ons gee nie eer aan hom nie. Nou wil ek net vir julle sê, dit gebeur partykeer dat die woord Satan, heeltemal, wanneer ek in bold letters skryf, hoofletters skryf, dat die naam Satan ook dan heeltemal in, ek kan hom nie met 'n klein lettertjie skryf nie, maar dit is in 'n woordsin wat hy gebruik word, dan die woord Satan. So, die bloed vir die liggaam is goed om die wond skoon te maak, om dadelik enige kwaad te werk.
En ek wil vir u sê dat die bloed van Jahshua alle kwaad in ons lewe teewerk, die sonde en die ongeregtigheid waarin ons gelewe het. Hy sê, bloedige wonde suiwer die kwaad uit en sla, nou sê hy, en sla die kamers van die binneste. Luister hoe lees die sin. Bloedige wonde suiwer die kwaad uit en sla die kamers van die binneste. Nou, ek weet nie van die kamers van die binneste nie, die oud van die harte gepraat altyd. Ek dink het gaan ook maar oor die vertalingsproses. Het gaan oor hierso. Dis ook nie sla nie. Dis nie noodwendig sla nie. Dis teregwysing. Ons word deur die Ruach HaKodesh hierso tereggewys. Hierdie is vir my die kamer van die binneste. Nie die hart nie. Hierso, my sielsdimensie. Hier is waar die dinge gebeur. Ja, jou hart het verskillende kamers en die skrif sê, my seun, my dogter, gee my jou hart. Jy kan jou hart uithaal en of vir Jahwe gee nie, of vir Jahshua gee nie. Maar hierdie is die gedeelte waar die oorlog plaasvind. Paulus kom, hy sê, hier is waar die worstelstryd is, dag en nag. Die worstelstryd, die owerhede, die bose magte in die lig. Dis nie daar buitekant iewers nie, is hierso waar ons is. Daarom sê Jahwe, hy sê, my seun, my dogter, gee my jou hart, nie my hart nie, my sielsdimensie. So as ek die skrifgedeelte aan mekaar lees, bloedige wonde suiwer die kwaad uit en sla of eerder die vermanings deur die Ruach HaKodesh, die kamer van die binneste of my gedagtes of sielsdimensie. Is baie interessant om aan te kou vir hierdie dag, om ons te voed met die woord. Kom ons wees die beste Jahwiste wat ons kan wees, seëninge in die mooiste naam. Die naam Jahshua, die naam bo elke ander naam. Halleluja.